Hallo en welkom by vandag se oordeenking. Mag ons deur ons tyd saam God se liefde, nabyheid en genade dieper verstaan en beleef. Reg oor die wêreld staan Christene vandag stil by Jesus se kruisiging. Kan ek jou nooi om saam met my na die gebeure vandag te luister, asof vir die eerste keer. In ons oorbekendheid daarvan kan ons so maklik uitmis op die grootsheid, die misterie en die wonder van God wat mens word, tussen ons kom woon en uiteindelik vir ons sterf. Ons luister saam na die skrifgedeelte uit Johannes 19. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kobbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hierdie man gesê het, ek is koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het hulle sy bookleed geneem en dit in 4 dele verdeel. Vir elke soldaat 'n deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, asook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af, het hy die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy reeds geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op die marolintak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Nou ons verbeelding kan ons help om ons harte opnuut oop te maak vir die wonder en misterie van Jesus op die kruis. Let op wat in jou gebeur vandag, soos wat ons stadig deur die gebeure stap. In jou verbeelding sien jouself staan onder aan die kruis van Jesus. Jy kyk op en jy sien hom, gestroop van die meeste van sy klere. Sy lyf is stikkend geslaan en daar's 'n doringkroon diep in sy kop ingedruk. Jy hoor hoe hy diep asemhaal, sukkelend. Ek wonder wat sal jy vir Jesus wou sê op daardie oomblik? En dan bo op Jesus se kop sien jy die kennisgewing, koning van die Jode. Nou wanneer ons dink aan konings of magtige mense, dink ons aan oorwinning, sukses, beloftes, groot praat. Maar Jesus het reg deur sy lewe gesê dat God se koninkryk op hande is en dat ons kan deel hê aan sy koninkryk, hierdie anderse manier van lewe. Hoe sou dit vir jou wees om hom te kan hê as die koning van jou lewe? En dan sien jy ook hoe Jesus kyk na sy ma en sy disippels en jy sien sy omgee en sy deernis. Jesus is nie gefokus op sy eie swaar kry nie. Hy is eerder saam met sy ma in haar swaar kry. In jou verbeelding hoor jy dalk hoe hy praat en dat hy vir haar sê dat Johannes nou haar seun is. En hoe hy vir Johannes sê dat dit nou sy moeder is. Ek wonder wat gebeur in jou as jy sy liefde tot die einde sien. Dan hoor jy hoe Jesus sê dat hy dors is.
Jesus wat soveel wonders gedoen het, soveel mense gesond gemaak het, wie se woorde mense verstom het ook dors. Hy is volkome God, maar hy is ook mens. Hy is in alles versoek, hy verstaan alles wat ons ook deurgaan. En hierdie weet, hoe help dit jou om met jou dors na hom toe te kom? En in jou verbeelding kan jy dalk sien hoe Jesus se asemhaling al hoe vlakker raak en hy uiteindelik uitroep, dit is volbring. Aan die kruis maak Jesus God se liefde vir ons bekend. God gee sy enige gebore seun, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. Sy dood bring versoening tussen ons en God, maar ook tussen mense. Hy kom maak alles nuut. Wat sê jy vir Jesus sê, soos wat jy hom sien sterf? En dan, in jou verbeelding, kyk dalk ook om jou, en jy raak bewus van Jesus se volgelinge. Jy onthou hoe Jesus hulle geroep het, om hom te volg. Nie omdat hulle perfek was nie. Hulle het baie foute gemaak. Onthou jy hoe Petrus in die geloof vir Jesus vra om saam met hom op die water te loop? Net dan, om te sink, toe sy oë van Jesus afval. Selfde Petrus wat 'n soldaat se oor afkap, toe hulle Jesus wou arresteer, en steeds stoot Jesus hom nie weg nie. Want jy sien, om 'n disipel van Jesus te wees, is 'n lewenslange reis. Jy sien dat Jesus se vriende is divers, dis mense wat hy bymekaar bring, om sy liggaam, om sy hande en sy voete te wees. Maar jy sien dalk ook om die kruis, die ander mense wat hom spot, wat koud staan teenoor hom. En in hierdie oomblik kan jy met Jesus praat oor sy uitnodiging om hom te volg en sy evangelie bekend te maak. Mag ons vandag opnuut God se liefde, sy genade en deernis raak sien in Jesus se kruisdood. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die liefde wat altyd groter en dieper en wyer is as ons beste gedagtes oor U. Dankie vir die genade, Vader, wat ons nuut maak en wat ons leer en in staat stel om in U koninkryk te leef, hier en nou. En dankie Gees van God, wat ons die kinders maak en wat altyd naby is. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaic.com. U kies die dood, beter die wyn. U hou die brood, U lewe gee vir my. Neem die brood, die wyn, eet dit, drink dit, my liggaam en my bloed. Lewe gewend in die oomblik, heilig in verwondering staan ek voor U, voor U. U genade, die brood, U liefde, die wyn. U van my lewe, my alles gegee vir U. Neem die brood, die wyn, eet dit, drink dit, my liggaam en my bloed. Lewe gewend in die oomblik, hy